Hallo liewe Kiekskerk, baie welkom by hierdie week se aanlyn Kieks erediens. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek weet die skole het weer begin hierdie week, so sommer baie sterkte vir julle. Ek hoop dat jy lekker hard sal werk, dat jou sport goed sal gaan en dat hierdie regtig 'n goeie kwartaal vir jou mag wees. Dit is 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag jy hoor dat die Here saam met jou is, ook in hierdie skoolkwartaal. Ons gaan nou die Here lekker saam loof en prys deur saam te sing, saam bewegings te doen, om ons lywe te gebruik om hom te eer. So waar ook al jy is, of jy nou in die sitkamer is, of 'n studeerkamer, of jy dit op 'n foon kyk, waar ook al jy hierdie kyk, staan op, kom ons loof die Here saam. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir u goedheid, vir u genade. Here, dankie dat u elkeen van ons 'n storie skryf. Here, dat ons mag weet dat u in beheer is. Jesus, dankie vir die liefde. Ek bid sal u met ons praat vandag deur u woord. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So ek weet nie van jou nie, maar ek hou baie van 'n foto en ek seker julle neem ook baie foto's. Vir die wat 'n foon het jy seker al klomp foto's op jou foon, dalk van jou maatjies, van jou ma en pa en jou boetie en sussie, dalk van jou hond of jou kat of van die kos wat jou ma gemaak het of toe jy op vakansie was. Hoekom neem ons foto's? Wanneer ons foto's neem, dan vang ons spesiale herinneringe vas en vang ons oomblikke in ons lewe vas wat gebeur het. Ek het bietjie 2 foto's hierso saamgebring. Dalk gaan jy so klein bietjie kan sien hierso, maar jy gaan 'n idee kry. Hierdie eerste foto is van my en Liesel. Liesel is my verloofde en toe ons hierdie foto geneem het, het ons pas begin uitgaan. Dit was ons eerste Springbok game wat ons saam gekyk het en ons het nog net begin uitgaan hierso. Dit was so 2 jaar terug in 2024. En nou, as ek terugkyk, kan ek nie glo ek en sy gaan volgende jaar trou nie. Crazy wêreld. Hierdie ander foto wat ek saamgebring het, is 'n foto van ek en my 2 sissies en my swaar is my sissie se man en ek onthou nog hierdie dag want ons was op die plaas gewees en ons was lekker as familie het ons saam gekuier en was dit net 'n baie lekker dag gewees en toe neem ons 'n foto sodat ons daardie dag kan onthou. Nou 'n foto vertel 'n storie. Hierdie 2 foto's wat ek nou vir jou gewys het, is sommer 2 oomblikke in my lewe wat vir my baie spesiaal was. En ek seker jy het ook oomblikke in jou lewe wat vir jou spesiaal was. Maar baie keer vra ons, maar waar is God? Waar is God in hierdie oomblikke? Is God nog steeds in beheer? En ons gaan vandag vinnig kyk na die storie van Rut in die Bybel. Nou, dalk het jy al die storie van Rut gelees en ken jy die storie. Ek gaan nie vandag die hele storie vir jou lees nie, want dit is 4 hoofstukke lank en is nogals 'n lang storie, maar dit is 'n pragtige storie. So ek gaan dit sommer so vir jou vertel. So wat gebeur in die storie van Rut? Daar was 'n vrou met die naam Rut en ons lees van haar storie, lees ons hier in die Bybel, in die Ou Testament. Nou, wat gebeur het? Daar was 'n vrou met die naam Naomi en sy en haar man en haar 2 seuns moes na die land van Moab toe gegaan het, omdat daar 'n hongersnood was in Israel waar hulle gebly het. Hulle het in Bethlehem gebly. Wat toe gebeur, Rut en haar man en haar 2 seuns is daar en haar man, terwyl hulle in Moab is, sterf haar man toe. Hy is toe oorlede. Die Bybel sê nie vir ons hoekom nie, maar
toe het haar 2 seuns getrou met 2 Moabitiese vrouens, natuurlik in Moab. En wat toe gebeur, hulle het omtrent vir 10 jaar het Naomi en haar seuns in daardie land gebly, en wat toe gebeur het, tragies, baie sleg. Toe sterf beide haar seuns. Albei haar seuns het gesterf, en toe is dit net Naomi en haar 2 skoondogters oor, en die 2 skoondogters se naam is Rut en Orpa. En Naomi besluit toe, sy gaan teruggaan na Israel toe, na Bethlehem toe, waar sy vandaan is, om by haar mense te wees. En haar skoondogter sê toe vir haar, nee, maar ons wil saam met jou gaan, ons kan nie jou los nie. En op die ou end, toe bly die een skoondogter Orpa, toe bly sy agter, maar die ander een, Rut, sy het saam met Naomi gegaan. En hoor bietjie wat sê Rut hierso vir Naomi. Dis 'n baie bekende gedeelte, daar ken jy dit. Sy sê, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. So dis wat Rut vir haar skoonma Naomi sê. En dan sien ons die storie gaan aan. In hoofstuk 2 van die boek van Rut, dan is Rut en Naomi nou terug in Israel, en hulle kry swaar, want hulle het nie iemand om vir hulle kos te gee nie en so, en dan ontmoet hulle 'n man met die naam Boas. Nou Boas was 'n verlangse familielid van hulle, en hy is baie gaaf teenoor Rut en Naomi, en hy laat vir Rut toe om in sy lande graan op te tel, en hy voorsien so vir hulle. En later sien ons dan ook hoe Boas ook met Rut trou, en hoe hy baie voorsien vir Naomi en ook vir Rut, en hoe hulle daar kinders weer kom in hulle familie. Dis net hierdie pragtige verhaal. Maar wat weird is van hierdie storie, en ek weet dis nou 'n lang storie wat ek vir jou vertel, maar wat interessant is van hierdie storie, is dat die Here word nie eintlik veel genoem in hierdie storie. Ons sien nie direk wat God doen nie. En dan vra ons dalk, maar waar is God? Ek het jou net nou gevra, dalk dink jy dalk, waar is God in my lewe? Maar wat ons sien in hierdie storie, is hoe God gewone mense gebruik om sy koninkryk te laat kom. Ek het vir jou hierdie storie, hierdie foto's gewys uit my eie lewe uit. En ek nooi jou uit om 'n bietjie te gaan kyk na foto's van jou lewe. Gaan kyk dalk om, vra vir jou ma of sy 'n kinderalbum van jou het, dat jy foto's kan sien van jou toe jy 'n baba was. Maar in al twee hierdie foto's, en in al die foto's van my lewe, sien ek daar's mense wat die Here oor my pad gebring het, wat deur wie hy sy goedheid en sy liefde en sy genade vir my gewys het. En dit is wat ons leer uit die storie van Rut en van Naomi, is dat die Here gebruik doodgewone mense soos ek en jy om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Hy gebruik ons om liefde te wys aan mense wat sukkel om te verstaan hoe die Here se liefde wys. Hy roep ons om geduldig te wees wanneer mense dalk lelik is, sodat daardie mense kan sien, maar daar's 'n God in die hemel wat geduldig is. Hy roep ons om mense te vergewe, sodat mense wat sukkel om te glo dat God lief is vir hulle en hulle kan vergewe, dat hulle dit prakties kan sien, want as 'n mens my kan vergewe, hoeveel te meer kan God my nie vergewe nie. So hy roep elkeen van ons, in ons storie, in ons foto's, roep hy ons en sê hy vir ons, maar jou storie is belangrik, jou foto is belangrik. Hoekom? Want dit wys vir ons dat God getrou is. So, wanneer jy in hierdie kwartaal ingaan, dalk gaan jy skoolfoto's neem, onthou dat die Here daar is en dat hy jou wil gebruik as 'n mens, en dat hy sy koninkryk deur jou wil laat kom. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Jesus, dankie vir u goedheid, u genade. Here, dankie dat ons stories mag lees in die Bybel van doodgewone mense, Here, mense wat uitdagings gehad het, en Here, hoe u hulle ontmoet het in hulle uitdagings deur die goeie werke van ander mense. Here, help ons om gevul te wees met u Heilige Gees, Here, sodat ons ander mense u goeie werke kan laat sien, dat ons ander mense kan help om in u te glo. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maat, dankie dat jy saam gekuier het vandag. Mag jy onthou dat jou lewe saak maak, dat jou storie saak maak. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, mag God saam met jou wees in hierdie week. Amen.